Here, U naam is vir ons so kosbaar, Here, om U naam te spreek, maar U naam in ons harte te hê, Here. U naam in ons leefwyse, lewe te hê, Here, U naam in elke saak, Here. Here, as ons kyk oor hierdie aarde, as ons kyk na mense, na hierdie pragtige siele, ons kyk na, Here, ewige lig Mosselbaai, ons kyk na U plan oor Suid-Afrika, ons kyk na elke mens, Here, kyk ons sien, Here, ons fokus nie op die negatiewe dinge nie, ons fokus op ons Jesus. Here, deur te fokus op die Here, beteken ons het geloof, beteken ons lig, beteken ons het toekoms, daar is lewe, want die woord sal vir ewig lewe, Here, en ons is deel van daardie woord wat sê, laat daar lewe wees. Ons is deel van daardie woord wat sê, dit sal so wees. Ons is deel van die woord van God, wat omstandighede omdraai. Ons is deel van die krag, autoriteit van ons majesteit, wat Here niks kan beperk nie. Ons is deel van die woord, Here, wat sê, U maak 'n deur oop en 'n weg, vir hulle wat gelowig is, wat vasstaande geloof, vertrou, en Here op U alleen staat maak. Vader, dankie Here, dat U vandag ook 'n woord het, vir elkeen wat U is. Vandag 'n woord uit die troonkamers van die hemel uit. Vader, 'n kragtige woord, om ons nie, Here, net in 'n mooi preek te laat nie, maar 'n woord wat sê, lewe, en ons stap in daai lewe vandag hier uit, met nuwe autoriteit in die wêreld, sien, die kinders van die Here het lig, dra vrug, en daar is oorwinning in ons elkeen. Here, niks kan ons onderkry nie, want ons God is waarlik met ons. Here, maak my nou tot niet, gebruik my net in hierdie woord, gebruik my Vader, sodat Here, dat elkeen wat die woord hoor kan sê, Jesus, praat en spreek met my, want dis net my stem, en ons luister, Here, wat U vir ons wil sê. Amen, amen, en die huis van die Here sê, amen. Kom ons sit, prys die Here, prys die Here. Vuur van die Here is met ons, die grootheid van God, sy almag, sy teenwoordigheid, want hy is meester, hy is God en hy is heilig. Nou ek dank die Here, ek begin vir Paulus ook baie beter te verstaan. Hulle sê maar sy oë was swakkie op die einde. Is dit so? Hulle sê sy oë was bietjie swak, want hy het al groter begin skryf. Nou ek skryf ook al groter, want ek het my bril volgend vergeet, maar prys die Here. So, vergewe my, maar die woord is belangrik. Die woord is belangrik, amen. Amen. As hy, prys die Here. Ek het iemand net nou gesien gaap. Ek gaan jou vrae vra. Prys die Here. Sorry, dat ek nou pinpoint, man. Nou ja, dit. Halleluja, die Here is groot, almagtig. Kind van God, luister mooi. Luister mooi. Ons het die Here in ons lewe nodiger as enigiets anders. Jy weet, ons het die Here so nodig in die lewe, as ek baie mooi daar dink, ons kan nie eens lewe, asemhaal, sonder hom nie. Jou hartklop verklaar hom, jou asemhaling verklaar hom, en ek dank die Here God, hy gee vir ons lewe, rede om te lewe. 'n Christen het daai voordeel en daai voorreg om te kan sê, ek lewe in hom, ek het rede om te leef. En jy, kind van God, jy moet self versigtig wees in hierdie lewe, met wie jy deel, met wie jy praat baie keer, want jy kan in 'n gesprek kom baie keer in die lewe, en daai gesprek kan so negatief wees, dat as jy daar wegstap, dat jy geen lewe meer in jou nie. Glo my. Maar as jy Jesus die lig spreek, en jy lewe dit, dan laat jy lig agter. Met ander woorde, jy raak mense aan met lewe. So moenie toelaat dat enigiemand jou aanraak. Timoteus sê, wees stadig, 1 Timoteus 6, 2 Timoteus 1, selfs as jy hande oplê, want gees dra oor. Ek weier om 'n negatiewe gees in my tempel toe te laat. Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan nie 'n negatiewe ding in my tempel toelaat nie, dit gaan in my brein begin smokkel. Dat gaan in my brein begin negativiteit plant. Want weer eens, in jou lewe, wat jy toelaat, het jy keuses. Jy kan kies, wat hoor ek, en wat wil ek hoor, en wat laat ek toe in my hart. As ek negativiteit toelaat, dan is my vrug op die einde van die dag, ook nie 'n goeie vrug nie. Jy gaan kwaad raak, jy gaan meer hê, jy gaan leuns glo, jy gaan leuns vertel, jy gaan, glo my, nie 'n goeie vrug hê nie. Maar as jy by 'n plek in die lewe kan kom en sê, ek het Jesus in my lewe, so ek spreek Jesus, ek hoor Jesus, en negatiewe dinge, wat oor my pad kom, moet deur die filter, met ander woorde deur die woord kom. En die woord is mos Jesus.
Die woord sal vir ewig lewe, so Jesus gaan vir ewig lewe. Die woord is vir ewig. So en dit moet jou moed gee vandag, want hy sê, hy's in jou. Dit beteken, jy moet vir ewig lewe. Dis hoekom die ander disippels kon nie verstaan, toe Jesus sê, wat het dit met julle te doen? Toe hy vir Petrus sê, wat met julle te doen? Dat hierdie disipel, hy praat van Johannes, vir ewig gaan lewe nie. Totdat ek weer kom, wat met julle te doen? Nou, ek wil dieselfde sê, wat met die wêreld te doen, dat jy vir ewig gaan lewe? Jou vlees, ja, wil terugkeer na stof toe. Die stof wil stof toe gaan. En die Satan kan, waarvan lewe hy? Van stof. So hy probeer die vlees aanval. Hy kan niks in die siel doen nie, tensy jy dit toelaat. As jy die siel beswadder, met sonde in jou hart, kwaad, en jy het moetswillige sonde, jy wil mense ondermyn, jy wil jou in dronkenskap, in verkeerde dinge, soos dronkenskap en kwaad, en mense selfs hierdie kort die mere, moenie kom met, dis my karakter, my geaardheid nie, dat jy nog nie tot bekering gekom nie. Want jou karakter moet Jesus wees. Jou karakter moet in alle tye wees, hoe sou Jesus praat, hoe sou hy optree. En hierdie goed wil terugkeer na stof toe. Jy weet, 'n slang het nie eens ore nie. Jy kan maar op die ding skree en gil. Die duiwel het nie ore nie. Hy sal nie luister nie, bestraf die ding. Die woord sê, vermossel sy kop, kry klaar met die ding. Want hy gaan jou pik as jy speel met hom. Moenie hom toelaat in jou lewe nie. Prys die Here, in hierdie area, mag jy nie eens oor hom ry nie, Bram, maar prys die Here. Ek praat over die geestelike en ons vernietig hom. Ons vernietig hom. Ja, Bram het eendag so in die teerpad afgery, toe sien hy 'n boomslang, maar toe ry hy om hom. Prys die Here. Halleluja. Ek sien, hy het nou vir my so gewys. Nou ja, prys die Here. Markus 5, die woord van die Here. Kom ons fokus op die woord van die Here gou. Luister, geseëndes van die Here. Hierdie Markus 5 vir my so diep, nee, so kosbaar, maar is van toepassing op ons elkeen se lewens. Jy kry baie keer die deurbraak en jy probeer en jy bid en jy roep uit tot die Here. Jy kry nie daai deurbraak nie en jy bid weer en jy roep weer uit tot die Here. En dan op 'n stadium in jou lewe, dan maak jy baie keer op mense staat en dan later besef jy, mense kan jou nie help nie, en mense raak moeg en uitgeput, en hulle idees raak op in die lewe, en dan kom jy weer by 'n punt, en hardloop jy weer na die Here toe, en jy sê, Here, ek moet 'n deurbraak in my lewe kry, en daar is soveel mense wat hierdie pad stap, en nooit deurbrake kry nie, en ek wil nie teruggaan na vanoggend se woord toe nie, maar baie mense beweeg so in die wet van God, so in die wet van Moses. Die wette van Moses het 'n grens gehad. Moses se lewe het 'n grens gehad. Moses het 'n beperking gehad. Sy beperking was die Jordaan. Hy kon bo op 'n berg staan, hy kon die belofte sien, maar hy kon nooit daai beloftes proe of smaak nie. Maar hy het geweet, daar's 'n volgende generasie oor wie daai beloftes gaan waar word, maar nie oor Moses self nie. Hy kon net kyk daarna en hy kon net sien, ja, dit is mooi, maar hy moet self nog van manna lewe, van kwartels lewe, voorsiening wat God gee. Met ander woorde, nooit kon hy by die plek kom wat hy sê, nou kan ek plant, nou kan ons oeste kry, nou is die seën van God met ons nie. Ja, die seën van die Here was met hom, maar beperk tot 'n grens Jordaan as gevolg van ongeloof en omdat hy murmureer. Stop daai twee goed in jou lewe. As jy klaar, sal jy in die woestyn bly, soos Moses. Jy sal nooit oorgaan na die Kanaan toe nie. Die wette vat ons net tot by die grens. Alle wette, Moses se wette, kan nie oorgaan in die belofte nie. Die wet bring jou tot daar. Jy kan maar kyk, mense wat hierdie wette en feeste en goed so volg, hulle bly in die woestyn. Hulle kan nie verstaan hoe lyk die beloftes van Jesus nie. Want hulle kom altyd met die wet. En die wet hou jou in die woestyn. Die wet is vir die woestyn geskryf. So hulle lewe, hulle huise, hulle menswees is woestyn. Hulle besef nie, in die hart is Jesus, moet Jesus wees, ek moet nou in die beloftes begin instap, in Jesus Christus, die beloofde land nie. Ek moet nou begin doen, en glo, en vertrou, die reëse in die lewe verslaan, in oorwinning staan, want Jesus gee die autoriteit. Ons is nie nou meer slawe, wat trek tot op 'n punt, en nou as gevolg van ons murmurering, en ongeloof, kan ons die beloofde land teengaan nie. Slegs geloof in Jesus Christus, in waarheid, vat jou in jou beloofde land in. Luister, pas dit toe in jou lewe. Elke besluit wat jy neem, vertrou God, loof God, soek God, en trek jou beloofde land in. Jou beloftes, die woord beloftes in.
Here, daar staan geskrywe, en Here, die opgewondenheid, daar is nooit einde aan die woord nie. Dit moet 'n vervulling kom. Here, ek glo hierdie woord. Dit moet jou opgewonde maak. Maar as jy kind van God, die woord van God wetties lees, dis jy nog in die woestyn. Dat jy nog nie oorgetrek nie. Jy sit nog in Moses se wette vas. Jy kom nie uit nie, jy sê ek glo, Satan glo ook. Jy sê ek ken die woord, hy ken ook die woord. Jy moet die woord lewe. Die bose kan nie die woord lewe nie. Al ken hy hom, al weet hy van die woord, kan hy hom nie lewe nie. Maar jy kan hom lewe. Want hoe lewe jy hom? Met die gees van God in jou, wat jou lei. Hy lei jou in jou beloofde land en die woord beloftes in. Dis nie maklik nie, daar gaan reëse wees. Daar gaan moeilike omstandighede wees. Maar as jy in die wet wil bly, bly in die wet. Maar dan moet jy ook onthou, jy het daai keuse gemaak. Dan doen jy selfverantwoording daarvoor. Dit kan jy nie weer sê, maar Jesus, ek glo nie, want skielik moet Jesus se naam en alles verander, maar as ons die waarheid gaan kyk wat die woord is hy Jesus. Want die woord Jesus beteken Messias. En die woord Jesus beteken my verlosser. En die woord Jesus Christus beteken seun van God. Jahwe, seun van God. Kind van God. Ons moet die woord van God lewe en ophou luister na mense. In leringe van mense. Die Bybel is die waarheid. En die woord van God sê vir ons aan die einde van die dag, sal baie sê, hy's hier, hy's daar, hy's in die woestyn. Dis nie die waarheid nie, hy's nie meer in die wet nie, hy's nie meer in die woestyn nie. Hy is in die beloftes, in die waarheid, en ons moet dit vat in lewe. Daarom, jy het dit. Jy kan in die joy staan en sê, Here, aan u woord, die woord sê daar is nie 'n einde, daar is einde in alles, maar nie in die woord nie, in die woord lewe in my. So daai woord moet 'n vervulling kom in my lewe. Amen. En dis wat God vir jou gee, en dis wat my joy gee, en dis wat jou vuur moet gee. Dis wat jy moet laat besef. Jesus is die begin en die einde. Daar's niets anders nie. Wat jy wil byvoeg of wil wegneem, dra jy self die verantwoordelikheid voor en glo my. Jy kry 'n goeie pak slaag. Jy kry 'n goeie pak slaag as jy nie luister nie. 'n Vrou kom, Markus 5. As bietjie kyk, Markus, ek hou baie van sy geskiedenis, was 'n jong seun gewees wat eers vir Jesus gevolg het. Markus self. Hy was nie 'n disipel nie. Hy was nie op daardie stadium 'n apostel nie. Hy was 'n jong seun. En sy ma, hulle was lief vir Jesus en het Jesus baie keer laat tuis gaan daar. Dink bietjie gou na die verhaal. Jesus bedien. En hy bedien in die area en hy is ook moeg. Man, hy is ook gedaan. Hy is toe nog in die vlees ook. Al is die gees sterk. Het hy mens geword. Hy het in die veld geslaap. Hy het ook moeg geraak. Hy het so moeg geraak dat hy by 'n put gesit te wag het en honger geraak, dat hy by 'n put wag en hy sê vir die disippels, gaan koop kos. Ons Jesus ken jou lewe, want hy het lewe gemaak. Hy ken jou lewe, nog voordat jy bid, voordat jy vra. Maar jou eie wil maak baie keer, dat jy sit waar jy sit en jy kom nie weg nie. Jy sit in 'n woestyn en jy sê vir jouself, maar ek is 'n Christen, ek is 'n kind van God, ek bid, ek glo. Dan sê die Here, nee, jy het nie 'n verhouding met my nie. Jy en jou my, jy is nog besig om my nie te sien as jy die heilige God nie. Jy sien my nog as Jesus in die vlees op die aarde, terwyl hy so heilig is, dat ons nie eens na hom kan kyk meer nie, want hy's heilig, heilig, heilig. So as ons opkyk, dan kyk ons deur hom, Jesus, na ons God. En ons God kyk deur Jesus na ons. En die Heilige Gees wat in ons woon, die tempel van God wat in ons woon, soek suiwerheid, opregtheid. Die vlees gaan foute maak. Let wel, die vlees gaan foute maak, want die vlees keer terug in stof. Die vlees gaan nie hemel toe of hel toe nie. Dit keer terug in stof. Dis hoekom die slang in dit belangstel. Maar ek en jy het 'n visie vir lewe. In Markus, as ons dink in hierdie verhaal, Jesus moeg bedien het, dan stuur hy gewoonlik so 1 of 2 disippels en hy sê, gaan praat gou daar met Martha. Dis Markus se tannie. Ek wil daar tuis gaan vanaand met die disippels. Markus se moeder was 'n Maria. En dan, as Jesus daar aangekom het, en hy was besig om die plek mooi te maak, dink gou 'n bietjie, as jy weet, Jesus gaan in jou huis met disippels tuis kom, gaan jy die lekkerste kos maak. Ek gaan die beste vleis uithaal, ek gaan die lekkerste kos maak, en die beddens moet opgemaak word, dit moet skoon wees, want die Messias is op pad.
Hy slaap vanaand hier by ons. En dit word skoon gemaak en reg gekry, die beste kosse word voorberei. Wow, fantasties, ons gaan met die Messias tyd vertoef. Maria weet, sy doen vinnig alles wat sy kan doen, want toe die Messias instap, is sy klaar. Klaar. Sy sit by sy voete. Al is hy moeg, ek wil tog net hoor. Ek weet hy's moeg. Hy het die hele dag bedien. Ek weet hy was so besig vandag, maar ek wil net by die voete sit, ek wil net hoor. Dit was Maria se gesindheid. Martha was besig nog binne, nog kos te maak, en sy kom klaar by Jesus. Jesus, sy wil eintlik vir hom sê, kyk, wat doen ek? Dis eintlik wat sy sê. Kyk waarmee is ek besig vir jy. Ek is besig om wens op te maak, ek is besig om kos te maak. Sê vir my sis, wat daar sit, sy met my kom help. Jesus sê, ek kyk nie na jou werke nie. Baie mense is so besig met hulle werke. Hulle werke put hulle uit. Hulle werke maak hulle moeg. Hulle werke bereik niks. Hulle werke breek die vlees af. Jesus kyk na jou hart. Hy sê haar hart is reg. Dis wat hy eintlik sê. Sy luister na my. Sy is op die beste plek. Ons is baie keer so besig. Kyk wat het ek gedoen. Kyk wat doen ek. Kyk waarmee is ek besig. Kyk wat doen ek vir die kerk. Kyk wat doen ek vir mense. Kyk hoe slim is ek. As jy eintlik sê, Openbaring, is jy eintlik arm. Openbaring 3. Jy is eintlik dom. Jy dink jy is slim. Kennis kom van God af. Gee hom eer. En as jy iets gedoen het, wees stil. Wees stil daaroor. Want as jy praat daaroor, sê die woord, jy klaar jou loon weg. Dis hoekom baie mense arm bly. Klaar jou loon weg. Jy spog oor jouself dan, moenie. Spog oor jou God. Spog oor jou majesteit. Maar dan kom die Here, en hy wys vir ons baie dieper, iets dieper, spesifiek, oor 'n vrou, weer eens in Markus 5. Markus skryf hierdie verhaal neer, want ek dink as jong man, het hy dit gesien. Hy was nog nie 'n disipel nie, maar dalk was hy in die skare gewees, en hulle loop, hy skryf daar, waar Jesus loop, is talle mense, talle mense, maar hy is net nuuskierig. Baie wil net sien, hier gaan alweer wonderwerke gebeur. Baie, soek net daai leringe. Wil net die lering hê, wil net hoor, wow, alweer 'n nuwe lering. Anders sê, hierdie ou kan sien. En die wonderwerke gebeur so baie, dat alles nie neergeskryf kan word nie, anders sou ons Bybel te dik gewees het. Dis talle, in die teenwoordigheid van Jesus, gebeur wonderwerke. Julle kan nie met lang gesigte hier sit nie. Jy moet vol joy wees, want in sy teenwoordigheid in jou lewe, gebeur wonderwerke. Maar jy moet ook by sy voete kan sit. Is ons baie keer so met Jesus besig, dat ons kom nie by die Jesus van ons lewe, van die evangelie uit nie. Kom by Jesus uit. Daar was een persoon wat besluit het, gaan nie net by die evangelie uitkom nie. Nie net by wat ek hoor nie. Nie net by die wonderwerke wat ek sien nie. Nie net, ek hoor hy's hier nie. Jou gesindheid moet reg wees. Die dag, daar is 'n dag wat jou gesindheid nie reg is nie, en dan is die streep getrek, dan is dit verby. Want gesindheid, weer eens, wat die Here vir ons volgende wys, bietjie hardkoppigheid, bietjie dwarstrek, bietjie. Raak jy groot gif in jou lewe, dan kom daar 'n dag, dan praat God nie weer met jou nie. Soos in nooit weer nie. Soos in nooit weer nie. Dat het met Saul gebeur. Soos in nooit weer nie. Want dit is gelykstaande aan heksery. Verskriklik, né? 1 Samuel 15 vers 23. Dis gelykstaande aan heksery. Christene wat baie keer soos hekse optree. En dan sê hulle is Christene. Jy kan nie vinger vir iemand wys nie. Jy moet interinspeksie doen. En sê, is ek nie partykeer daar, dat ek partykeer hardhorend is en nie luister na God nie, na sy stem nie, na sy wil nie. My wil is meer belangrik. Ek fokus op ander mense se foute meer as wat ek fokus op om vir hulle te bid en my hart suiwer voor God te kry. Maar hier's een persoon wat sê, ek wil nie net hoor van die wonderwerke nie. 12 jaar ly sy in bloedvloeiing. 12 jaar suffer sy, Markus 5. 12 jaar het sy na een dokter, na een geneesheer, na die volgende een gegaan en niks werk nie. 12 jaar kan vir jou voel soos 'n eeu. Jarelange tyd, dit kan jou grys hare gee, plooie gee, dit kan jou moedeloos maak, 12 jaar is lank.
12 jaar aan een siek. 12 jaar geen hoop nie. 12 jaar lang probeer ek alles wat ek besit al verkoop. Net vir hulp om gesond te word. Dan sê die woord vir ons in Jeremia 17 vers 7, ons mag net van God op hom staat maak, op hom vertrou, dan sal ons geseënd wees. Klaar, geseënd wees. Dan baie mense wat Christen is, hardloop eers na vers 5 toe. Hulle sê, nee, ek maak op mense staat, dan sê God, sê jy vervloek. So baie mense hardloop, heeltyd eers na die mens toe. Maar as God jou na 'n dokter te stuur, hy het mense met kennis gegee, soos dokters aan die einde van die dag, dan gaan jy na die dokter toe, maar jy het by die Here gehoor, en jy gaan in geloof. Maar moenie dit as 'n verskoning gebruik nie. Gebruik dit as geloof. U help my. U het 'n middel gegee. U het my in hierdie tyd geplaas, waarin daar dokters is, wat u kennis gegee het. En God help jou. Sy soek hierdie genesing van Jesus vandag. Sy het dalk die oggend vroeg opgestaan, haar bed opgemaak, haar skoon gekry. Onthou, sy mag nie vir ons die wette, vir ons die sosiale lewe, mag sy nie tussen mense kom nie. Want as jy in bloedvloeiing ly, mag jy nie tussen mense kom nie. En sy besluit, ek gee nie om wat die wette mee sê nie. Moses se wette het in elk geval gestop daar by die Jordaan. Ek is in Jesus se guns, in Jesus se liefde, in Jesus se soeke. Ek soek die meester. Ek soek nie meer die oordeele nie, veroordeling nie. Ek het genesing nodig. Ek het Jesus dringend nodig. Ek gee vandag nie om wie wat sê nie. Sy het haar huis dalk skoon gekry. Luister mooi. Ek sluit amper af. Luister mooi, want dis die kern. Sy het Jesus gesoek met alles in haar. Ons kom baie keer op 'n plek in die lewe wat jy nie op 'n mens meer kan staatmaak nie. Soek Jesus in alles. In alles. En dis wat sy doen. Sy soek Jesus en sy weet vandag, ek het gehoor hy gaan hierdie roete loop, maar sy weet die volgende ding, daar gaan baie mense wees, want almal soek hom. Baie soek hom, en dis waar die woord begin het, raak hom aan, maar dit beteken niks. Baie stampe stoot in hom, want hulle is baie, maar dit beteken niks. Baie sê ook Jesus, Jesus, maar dit beteken niks. Maar in 'n geval het sy agter 'n skare dalk deurgekom en sy moes deurdring en deurdring en deurdring en deurdring. Partykeer dalk val, die woord sê dit nie. Baie keer dalk, gee my net 'n opening. Gee my net 'n kans, dalk partykeer vinniger kruip as hulle loop tussen mense deur, maar by Jesus sal ek uitkom. By Jesus sal ek uitkom. By Jesus moet ek uitkom. En dan is hy hier voor haar. Al wat ek hoef te hê, is net die soem van sy kleed. Net die soem van sy kleed raak sy aan. En Jesus stop. Almal stamp is dood aan hom. Almal praat om hom. Die Messias stop. Wie het my aangeraak? Wie het my aangeraak? Iemand se hart was reg. Iemand het gesê, gee nie om wat gebeur nie. Net Jesus kan. Net Jesus kan. Ander het saam met hom geloop om te kyk. Ander het saam met hom geloop om te hoor. Ander was nuuskierig. Ander het saam met hom geloop met dalk ander intensies. Maar een se hart was net Jesus. Net Jesus. En sy raak sy soem aan. En sy krag gaan uit. Wie het my aangeraak? Wat vra die disippels? Disippels sê in antwoord hom, toe hy dit vra, sê hulle, hier is so baie mense om u. En u vra wie het u aangeraak? Hy weet, hierdie aanraking was baie spesiaal. Was baie spesiaal. Hierdie aanraking was net u kan, Here. Net u. Terwyl Jesus stil staan
kyk hy na haar. Weet jy wat doen God, as hy sy hart aanraak? Weet jy wat doen hy? Hy het haar genees. Weet jy wat noem hy haar? Was opvallend. Hy noem haar die volgende, my dogter, jou geloof het jou gered. Hy maak haar familie dadelik. Hy maak hierdie vrou familie, sy eie, my dogter. Weet jy hoe graag wil hy jou sy seun en dogter maak? Ons is 'n skare wat hom volg. Wat is jou intensie? Wat is regtig jou intensie? Dien jy hom dat jy moet ryk word? Dat dit moet goed gaan? Dien jy hom vir jou eie belang? Dien jy hom met jou eie idees? Dien jy hom soos wat jy wil? Die tyd loop uit. Alles kom in vervulling. Die Messias gaan kom. Die woord kom in vervulling. Ons loop vandag weer in 'n skare. Hoe lyk jou saak met God? Hoe lyk jou hart? As jy so op negatiewe goed gefokus, op mense, op skinder, op afbreek, op oordeel, op patty goed in die lewe, patty goed wat jou totaal geheel en al wegvat van Jesus af. Dat sy krag kan nie uitgaan na jou toe nie. Of as jy daar dat jy sê, net Jesus. My hart, my intensies, my alles, net Jesus. Weet jy wat gebeur as daardie krag oorgaan van Jesus in daardie vrou in? Behalwe dat sy genees het, dra sy nou die salwing. As jy die salwing dra, wil jy dit weer uitdeel. Dis wat die salwing is. Mens wil nie salwing vir jouself hou nie. Sy kan daarna dalk ander vrouens gaan aanraak het. Ander mense, ander siele. Want sy het 12 jaar gelei in een oomblik die salwing ontvang, omdat sy dit wou hê. Sy wou Jesus hê. Daar's 'n loon aan. Openbaring 1, 2 en 3 begin met die 7 gemeentes. Dis die eindtydboek vir die eindtyd nou. En hy begin met die kerk van God. En hy sê, kerk, ek het dit teen jou. Dit moet jy vinnig regmaak, anders gaan ek jou pak gee. Hy sê, ek gaan vinnig op jou afkom, en ek gaan jou pak gee. Ek sien nie tyd hoe kry kerk 'n pak, ek sien dit. Ek pleit by God, ek soek nie daai selfe pak slaan nie. Asseblief, Here, help ons, ons gaan ook foute maak. Ons gaan. Maar, ons gaan bely, en ons bly die pad stap. Ons gaan nederig bly. Tweedens, dan kom hy na die foute, dan sê, maar ek sien die goeie dinge wat jy doen. Openbaring 1, 2 en 3. So doen hy dit in ons eie lewe ook. Hy sê, ek sien dit wat jy doen, maar omdat jy dit doen, ek het klaar my loon by jou om jou nou te beloon. Nie eendag in die hemel nie, nou te beloon. God wil jou beloon. God gee nie daardie vrou 'n salwing en genesing die dag toe sy hemel toe gaan nie. Maar haar soeke, haar erns, daai vrou het nooit opgegee nie. Haar fokus was Jesus vir haar voorloop, nie hierdie klomp mense nie. Jesus, hierdie mense, hierdie probleme, hierdie situasies, dit wat in my stuit, ek moet net deur dit kom, tot ek by Jesus uitkom. En dis wat hy vir jou vandag gee. Hy sê vir jou, kom. Jy gaan dalk hierdie boodskap nooit weer hoor nie. Dalk gaan jy nooit weer hoor dat die Here vir jou sê, al wat ek wil hê is, dat jy my alleen vertrou. Al wat ek vir jou wil sê is, moenie soos sy 12 jaar, eers moes wag. Mense gaan jou nie help nie. God gaan jou help. En jou fokus moet God bly. Maar jou hart moet soos haar hart net Jesus hê. Die woord, die wete, hy sal. Dan sal hy. Die Here sal. Dis die Here wat ons dien. Amen. Ek het nie eens hierdie woord voorberei nie, geseëne van die Here. God het hom gegee.
So al wat ek vir jou wil sê is, luister. Luister wat sê die Here vir jou vandag. En vat die woord. Want God praat met jou. Hardkoppigheid is heksery. Moenie jou hart verhard nie. Moenie wag tot God jou hart breek, sodat die siel gewen kan word nie. Moenie wag dat God jou vleeslewe breek, vir jou hart sag word nie. Dien hom voluit. En as jy nog nie beantwoord is nie, bly kruip om vooruit te kom. As jou gebed nog nie beantwoord is nie, bly kruip om voor te kom. Hou op fokus op foute. Hou op fokus op, ek is nie goed genoeg nie. Hou op fokus op, ek het dalk sonde in my lewe. Hou op fokus op hierdie negatiewe dinge. Hou op fokus op wat mense sê. Fokus op Jesus. Op Jesus. Ek gaan daar uitkom. Ek gaan daar uitkom. Deur hierdie skare, deur hierdie situasies, ek gaan daar uitkom. Ek sit my alles in. Ek sal die stem hoor. Ek sal die sien. Ek sal die beleef. Al vat ek net in die kleed, maar by U wil ek wees. Dit moet jou gesindheid wees. Want dit is net Jesus. En net Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vir die liefde, guns, genade. Ek dank U dat U ons God in ons lewe is. Ek spreek Numeri 6 seën ook oor elkeen uit. U guns, Here, U liefde, dat elkeen by U sal uitkom. Here, opreg by U gaan uitkom. En Here, U kleed nie sal laat nie. En dat die krag van God en elkeen wat vandag op hierdie livestream en op die satelliet TV en Here hier binne sit, vandag gaan bereik, goddelik, dat die elkeen kragtig aanraak, en dat elkeen Jesus in alles sal beleef. Amen, amen en amen. Prys die Here.